Goeiemôre, dis Woensdag 10 Julie. My naam is Estie Geldenhuys en ek gesels weer 'n keer met jou oor die gawes van die Gees, die 9 gawes van die Gees waarvan ons lees in 1 Korinte 12. Dit wat ons verlede week oor gesels het, was profesie. En omdat hierdie so kosbare groot saak is, het ek al verlede week genoem, dat ek graag vandag nog 'n keer hiernatoe wil terugkom. 1 Korinte 12:10 verwys na hierdie gawe, die gawe van profesie. Verlede week het ek die vraag gevra, wat is profesie? Ek het ook verwys na die interessante wete dat in Engels die woord prophecy waarlik op 2 verskillende maniere gespel word. Daar is prophecy met 'n C-y aan die einde en dan ook met 'n S-y aan die einde. En ek is nou maar so, as ek sulke goed raak sien, dan begin ek delf. Waarom, wat is die verskil? Die antwoord wat ek gekry het, wat ek ook verlede week reeds genoem het, dat prophecy met 'n CY is 'n selfstandige naamwoord, 'n noun. Terwyl die SY 'n verb, 'n werkwoord is. Nou wat is die verskil? In hierdie geval, in betekenis tussen 'n noun en 'n verb. En waarom belangrik om dit te verstaan? Prophecy in Engels, gespel met 'n C, is net een ding, 'n boodskap van God Almagtig, Yahweh Elohim self. 'n woord wat hy spreek, wat slegs deur hom 'n werklikheid kan word. Dit is profesie met 'n C gespel. Slegs die lewende God kan sekere beloftes maak, wat as profesie uitgaan en dan nooit leeg na hom terugkeer nie. Ons het toe ook gepraat oor die noun, die S, en wat dit behels, en dis juist oor hierdie verskil, wat ek dan nou vandag verder wil uitbrei, en ek wil net vra, Vader, dankie, dat as ek nou hierdie nuwe gedeelte by verduidelik, Vader, ek kan nie, maar U in my kan. Ek bid in die naam van Yeshua, kom self, kom vat U dit nou by my oor, en kom maak U dit opnuut aan my ook weer duidelik. Asseblief, Vader, ek prys U naam. Halleluja, amen. Nou ja, ek het 'n vriend wat in Israel bly, wat Hebreeus praat, dis sy taal. En ek het hom gebel en gevra, is daar ook so 'n verskil in die Hebreeus, soos wat ons nou met profesie en profesie gekry het? En hy leer my toe, dat daar in Hebreeus die 2 woorde bestaan, Navi, N-A-V-I, as ook Nevuah, N-E-V-U-A. Navi teenoor Nevuah. Navi is die woord wat deur Elohim gespreek is. In hierdie woord Navi is daar volgens die Hebreëse verstaan die belofte ingesluit dat die een wat dit spreek sal voorsien, as ook doen wat hy beloof. Met ander woorde, Yahweh Elohim spreek hierdie woorde, daarom sal hy self voorsien, volgens dit wat hy beloof. Hy sal ook doen, optree, bewerk, volgens dit wat hy beloof het. En die woord Navi word slegs gekoppel aan die almagtige God. In hierdie woord Navi is ook volgens Hebreëus die betekenis opgesluit van, en hierdie is baie belangrik, as jy uit gedagte kom gou terug. En die betekenis van Navi is ook opgesluit. We will bring. We will do. We will arrive. We will come. We will execute and establish it. Dit is so Hebreëus. Dit is presies soos my vriend dit vir my uitspel. Maar let op die meervoud. We, wat tog duidelik dui op God drie-enig, Vader, Seun en Gees. Mens wil nou eintlik eers 'n bietjie stil word en dit net inneem. Maak gerus so, sit af, jy kan weer verder luister. Dan kom ons by Nevuah. Nevuah daarenteen
is die navi van ons Vader aan die mens. Met ander woorde, die Godgesproke woord aan die mens, en dit berus by die mens of hy dit aanvaar, sy eie maak en uitoefen al dan nie. Dan voeg my vriend by, and by faith, you can make it happen. Hoor mooi, and by faith, only by faith, you can make it happen. Hoe? Omdat jy glo, en daar volgens handel. Dan kom daar selfs die gedagte by, dat wat ons Vader gespreek het, in elk geval sal gebeur. Maar, of dit ook my en jou sal raak, word bepaal deur ons besluit om dit te ontvang, ons eie te maak, daarvolgens op te tree en besluite te neem. Dit, aldus die verstaan van navi en nevoah. Op hierdie punt wil ek net weer vra, waar staan my en jou intimiteit met ons Vader? Ken ons sy beloftes? Ken ons sy stem? Wat maak ons met die nevi, wat ons Vader vandag spreek oor ons as mens? Oor individue wat in hom glo en daarom van hom afhanklik is en leef. Antwoord ons met nevoah. Ons bid maklik, Here, help my asseblief uit hierdie situasie. En net die volgende oomblik praat ons met iemand en verklaar, ek gaan nooit hier uitkom nie. Om met teenoorgestelde te dink en te praat as die nevi, die woord van ons Vader, bring ons nie by nevoah nie. Ons moet ons gedagtes op ons hemelse Vader rig, ontvang sy beloftes en bid dit in. Spreek dit in jou werklikheid in. Ten opsigte van ons intimiteit met ons Vader, wil ek graag 2 skrifte met jou laat. Die eerste kom uit 2 Petrus 1, vers 19 en 20. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe. Het die heilige mense van God gespreek, hoor jy? Die navi sal vas staan altyd. Maar totdat ek dit genevoah het, is ek nie deel daarvan nie. Dan wil ek ook verwys na 1 Korinte 14 vers 5. Ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer. Want hy wat profeteer, nevoah, is groter as hy wat in tale spreek. Of hy moet dit uitlê, sodat die gemeente stigting kan ontvang. Om uit te lê wat geprofeteer is om te weet, te verstaan en te glo wat God gesê het. Hierdie 3 dinge bring so 'n ywer dat jy nie anders kan as om dit oor te dra nie, want dit gee lewe. Weet, verstaan en glo. In die eerste plek moet ons leer om in ons intieme verhouding met ons Vader sy navi oor ons te ontvang. Dan moet ons kies om hierdie belofte tot so 'n mate te glo en te ontvang, dat ons nie net met hom daaroor sal praat nie, maar ons moet dit in ons werklikheid uitleef, terwyl ons wag op sy tyd, om dit vir ons in die werklikheid in te bring. En dan ook, ons moet leer om dankie te sê, dat Vader se woord oor ons in vervulling sal gaan. Leer om met dankbaarheid te spreek oor nevoah en geen twyfel of ongeloof toe te laat terwyl jy dit doen nie. En terwyl ons wag,
Kom ons weerhou ons daarvan om selfvoorstelle te maak. Waak daarteen om met hom te bargain. Kies om slegs te vertrou. Dankie Vader. Dankie vir hierdie kosbare gedagte van Navi en Nebuah. Help ons om dit regtig te verstaan en ons eie te maak. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Amen.